Vir my en vir jou was daar 'n kruis. Daar was 'n redder aan die kruis. En dis nie iets wat ons nog voor moet wag nie, dis iets wat ek en jy alreeds in leef. Met jou praat en ek weet nie, ek het iets ontdek en ek het goeie nuus. Ek weet nie wie van julle het een of ander kwaal of een of ander krankheid, wie gebruik kroniese medisyne, weet wie het 'n paar uitdagings met pyne en liggaam wat nie funksioneer soos hy moet funksioneer nie. Ons weet die wêreld is vol pyne. So ek het 'n resep gekry. En hierdie resep is 'n resep wat jy net is 1 lepel elke oggend en al die pyne gaan weg en dit kom nie weer terug nie. Al die mismoedigheid verdwyn ook sommer saam met dit. En as jy dit gebruik, weet dan verander sommer al jou situasies rondom jou. Ek het hierso so 'n resepsie, so ek weet nie wie wil 'n slukkie kom kry nie, maar dis 1 resep en al die pyne verdwyn. Bring net jou eie lepel, want ek dink jy wil iemand anders se. Iemand gebruik jy van dit? Enige krankheid, enige kwaal, enige depressie, enige mismoedigheid, enige skuld, as jy hom drink, dan gaan jy skuld. Verdwyn. So jy soek meer vry van skuld as genesing. Ons kry nou die prioriteite hier reg. Is die wêreld nie op soek na 'n magic remedy nie? Is die wêreld nie op soek na 'n magic wand wat ons swaai? Is die wêreld nie op soek en ek weet daar's in ons land is daar baie, hulle noem hulle tradisionele geneesheers wat baie vreemd is en is scary wat aangaan en ek kan nou nie in detail in dit aangaan nie, maar die mense is so desperaat vir ietsie in hierdie wêreld wat vir hom gebied word wat dinge net beter gaan maak. Wie wil vir julle hê dinge moet beter gaan? So kom kry 'n slukkie. Wie wil vanoggend hier soos die slukkie? Kom kry 'n slukkie en dit gaan beter gaan. Julle ek eers kyk so. Ek gaan die hele bottel, so ek weet nie van julle nie, maar ek van die hele bottel. As ek wil hê dinge moet net beter gaan. Maar kerk vanoggend weet ons daar's nie 'n realiteit van 'n kom ons noem dit 'n quick fix nie. Maar daar is 'n resep vir die oplossing. Die beterskap van 'n lewe van oorvloed. En ek wil vanoggend met jou praat oor die krag van die kruis van Jesus. Ons is in 'n seisoen en ons beweeg nader na die Paastyd toe wat ons natuurlik Jesus se kruisdood en sy opstanding gaan vier, want dit is belangrik om die opstanding te vier, want was daar nie opstanding nie, sou die kruis niks beteken het nie. Maar omdat hy opgestaan het, weet ons hy is die seun van God. En omdat hy aan die kruis gaan hang het, weet ons daar's 'n realiteit wat vir my en jou in werking gekom het, wat ons kort aan herinner moet word. Dis hoekom die nagmaal is vir ons 'n herinnering aan die prys wat Jesus betaal het, maar dit herinner ons aan die kruis van Jesus. En die realiteit van die kruis, want daar's 'n skuif wat in die mensdom plaasgevind het, en hierdie skuif het plaasgevind by die kruis van Jesus. Alles het verander by die kruis. Die realiteit van ons lewe, die realiteit van ons verhouding met God, die realiteit van ons menswees en waar ons is, het verander by die kruis van Jesus. Nee, die krag lê nie 'n stuk hout waarna hy gehang het hierdie. Die krag lê in die volkomme daad en die werk wat volbring is aan die kruis van Golgotha. So wanneer ons praat van die kruis van Jesus, aanbid ons nie 'n stuk hout of 'n dooie beeld nie. Ons aanbid die een wat aan die kruis gehang het namens ons. En wanneer ons praat van die kruis, praat ons van Jesus. En dis hoekom wanneer ons na 'n kruis kyk, kyk ons na 'n leë kruis, want hy is nie meer op die kruis nie. Hy is van die kruis af. Ons kyk na 'n leë graf en dis wanneer ons kyk na die krag van die kruis van Jesus, want daar's 'n werk, daar's 'n roeping op Jesus se lewe en die roeping was dat hy die wil van die Vader moes volbring. Wat was die wil van die Vader? Jy sien, hy was gehoorsaam tot die dood toe.
As jy die volheid van jou roeping wil uitleef, beteken dit jy was absoluut gehoorsaam. Hy sê ek doen niks behalwe dit wat die Vader vir my sê om te doen nie. So Jesus het hierdie absolute gehoorsame lewe geleef. Hy het niks gedoen uit sy eie wil nie. Hy het alles gedoen in die wil van die Vader. En die wil van die Vader is dat hy moes sterf, dat hy gekruisig moes word, en hy was gehoorsaam en ekstreem gehoorsaam, selfs gehoorsaam tot die dood aan 'n kruis, sê die woord. En daarom was daar resultate, daarom was daar 'n verandering, daarom was daar 'n lewe wat Jesus ontvang het, wat 'n naam is wat hy ontvang het. Die Vader sê, vir hierdie rede gee ek my seun die naam wat by elke naam is, omdat hy bereid was om gehoorsaam te wees tot die dood aan die kruis. En met die kruisdood van Jesus is daar 'n transformasie, nie net vir hom nie, maar vir my en jou wat vanoggend hier sit. Martin Luther het gesê, niemand kan die skrif verstaan as hy nie kennis maak met die kruis nie. Niemand kan die skrif verstaan as jy nie kennis maak met die kruis nie. Karl Barth het gesê die kruis is die poort na die hemel. Thomas Brooks het gesê as Karl Barth dan sê die kruis is die poort na die hemel, het hy gesê Christus se bloed is die sleutel na die hemel. Maar die kruis is die poort, maar die bloed is die sleutel wat die poort oopsluit. En dis hoekom ek en jy moet verstaan, daar is 'n transformasie, daar's 'n verandering wat plaasgevind het, toe ek en jy gekom het en ons 'n ontmoeting het met die kruis van Jesus. Jy sit vanoggend hier en jy aanbid die koning wat heers. Hoekom? Want daar was 'n kruis. Het hy nie in 'n kruis gehang nie, was dit vir ons nie die moeite werd, of vir hom nie die moeite werd nie, want aan die kruis het hy sy lewe gegee, sodat daar 'n nageslag kan wees, en ek en jy sit vandag hier, die gevolge van die kruis. En ek en jy leef in die gevolge van die kruis. Maar die vraag vanoggend miskien aan my en aan jou, wat ons onsself moet afvra is, leef ons in die volheid? In die volheid van die transformasie van die kruis van Jesus. Paulus skryf in Galasiërs 6, vanaf vers 14, hy sê, maar ek, wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus. Deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnydenheid enige krag, maar 'n nuwe skepsel. Nou net so 'n bietjie konteks te gee van hierdie skrifgedeelte. Jy sien, daar's baie goed waarop jy kan roem, en roem is eintlik jy brek, jy spog oor dit. En Paulus kom hier so, hy sê ek kan oor niks anders spog nie. Want ek is wie ek is as gevolg. Nie van my eie goedheid nie van my eie dade nie van my eie prestasies nie, ek is wie ek is as gevolg van die kruis. En daarom sal ek roem op die kruis, want dis die krag van God tot redding. En hy kom roem op die kruis, en hy sê, en weet jy wat hierdie kruis gedoen het? Hierdie kruis het my kom vrymaak van hierdie wêreld. Ek en jy, wat hier sit as gelowiges, ons weet dat ons is in hierdie wêreld, ons kan dit nie vermy nie, ons is deel van hierdie wêreld, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie meer, ons burgerskap is nie meer hier nie, as gevolg van die kruis. Ons is afgesny van hierdie wêreld. Dink as Jakobus wat dit skryf, hy sê jy kan nie die wêreld lief hê en God lief hê nie. Jy kan nie jou een been in die wêreld sit en die ander been in God se koninkryk sit en dink dit gaan vir jou werk nie. Dit gaan verwarring in jou lewe veroorsaak, want wanneer ek kom by die kruis, besef ek, die kruis het my afgesny van hierdie wêreld. Ek is nie meer 'n burger van hierdie wêreld nie, so ek gaan dit nie meer doen soos hierdie wêreld dit doen nie. Ek is nou ambassadeur van die koninkryk van God, so ek doen dit nou soos die koninkryk van God vir my die voorbeeld stel, Jesus wat gekom het, om vir my die voorbeeld te stel hoe om te lewe en die Vader te behaag, en daarom roem hy sê ek spog, ek roem slegs in die kruis. Hy kon geroem het in sy geleerdheid. Hy kon geroem het in die gawes wat deur hom gevloei het, en hoeveel mense hy genees het, en hoeveel mense na die Here toe gelei het. Maar Paulus roem nie in dit nie. Hy sê ek roem in die kruis, want dis waar my krag lê. En dan sê, want in Christus Jesus het nog die besnydenis. Jy sien, die besnydenis was die roem van die Jode. Dis was die verbond in die Ou Testament wat God gesluit het met die Joodse volk, Israel. Is om te sê, om hierdie verbond, en nou 'n verbond, hoe word 'n verbond gesluit? Wat is 'n verbond? 'n Verbond is 'n verhouding tussen twee partye, wat 'n intense binding is tussen die twee partye, en hierdie binding is gebaseer op twee goeders, op 'n belofte. So 'n verbondsverhouding is gebaseer op 'n belofte, en 'n verbondsverhouding is altyd verseël met bloed.
dan is dit 'n verbondsverhouding. En daarom het God die besnydenis ingestel, want hy het 'n belofte gemaak, en die belofte was dat julle sal 'n land erwe wat oorloop van melk en honing. En hy gaan 'n Messias stuur. Dis die verbond wat God met die Joodse volk gehad het, met Israel gehad het. Maar om hierdie verbond te verseël, moet julle besny word, want die bloedvergieting is die verseëling van die verbond. Nou dit was die roem van die Jode gewees, is dat ons krag lê daarin, dat ons is die volk van God, en hier's die verbond wat ons met God het. Ons het 'n letsel aan ons vlees om dit te bewys het. Dit was hulle roem gewees, maar Paulus kom hier so, hy sê, dis nie meer ons roem nie. Want hierdie evangelie is nie net vir die Joodse volk nie, want in Abraham sal die nasies van hierdie aarde geseënd wees, en daarom is hierdie evangelie vir die wêreld, want so lief het God nie net die Jode gehad nie, maar so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. In God se oë is daar nie ras nie. In God se oë is daar nie kultuur nie, want hy het almal geskape. Ongeag van wat se kleur of ras jy is deur God geskape. En so het God die hele wêreld lief. Dis skerry dat daar baie mense is wat dit nie glo nie. Dat daar net sekere uitverkore volke is. Maar vir alle volke, tale en nasies het hy gekom en hy het gesterf, want so lief het God die wêreld gehad. Nou sê hy, want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog nie onbesnydenis enige krag. So, jou krag lê nie in daardie verbond nie, want daardie verbond is nie meer van krag nie. Daar's 'n nuwe verbond wat gesluit is. En hierdie verbond het 'n belofte. Wat is die belofte op hierdie nuwe verbond? Wat is ons nuwe verbond belofte? Die ewige lewe. En hierdie verbond is verseël nie met die bloed van mense nie, nie met die bloed van 'n bok of 'n lam nie. Dis verseël met die bloed van die perfekte lam, die lam van God wat gesterf het aan die kruis, is daardie verbond verseël met die bloed van Jesus Christus, en niks sal ooit daardie verbond se krag kan wegneem nie. En dis waarin ek en jy funksioneer. Ons funksioneer in die nuwe verbond van Jesus Christus. Ons is deel van die Nuwe Testamentiese kerk wat verseël is met die bloed van Jesus Christus. Ons lewe op die belofte van die werk wat volbring is aan die kruisdood van Golgotha. Ons lewe op die belofte van 'n lewe en dit in oorvloed wat hy vir ons kom gee het. 'n Lewe wat lewe met die hoop op die ewige lewe, want ons sal nie verlore gaan nie, maar ons sal die ewige lewe beerwe. Glo jy dit vanoggend? Dis jou belofte, dis jou verbond, en jou verbond, dis waar Paulus roem. Hy sê, ek het nie meer 'n vleeslike teken wat ek vir jou gaan mee roem nie. Ek roem op die kruis van Jesus Christus. Dis my bewys, want die lam van God se bloed het gevloei, sodat ek in versoening met my hemelse Vader kan wees en kan lewe, want 'n verbondsverhouding bring 'n sekerheid. In die ou tyd het twee konings dalk 'n verbond met mekaar gemaak, twee lande langs mekaar om te sê, ons sluit 'n verbond, ons sluit 'n vredesverbond. So ons sal nie met mekaar oorlog hou nie, ons sal vrede met mekaar leef. En dan het hulle die belofte mekaar gemaak, en dan het hulle gewoonlik of hulle hande of iets gesny, maar hulle moes bloed gemeng het met mekaar, sodat die verbond verseël kan wees. En daardie verseëling en daardie bloed is die sekerheid. Dis hoekom 'n huweliksverhouding is 'n baie ernstige verhouding. Dis dieselfde tipe verhouding, dit is 'n verbondsverhouding. Maleagi sê dit, hy sê dis die vrou van my verbond. So die dag toe jy daai belofte gemaak het, is jy verhouding gebaseer op daardie belofte, en die nagevolge van dit is die verseëling van die bloed, want daar's bloedvergieting wat plaasvind in die huwelik. En daardie bloedvergieting, intimiteit wat plaasvind, is die verseëling van die verbond. En die erns van die huweliksaak, dis hoekom dit vir God so ernstig is, want daar's min ding wat God sê, hy haat, maar hy haat egskeiding. Hoekom? Dis niks anders as geweld nie. Want dit is 'n verbond wat verbreek word. God is bitter ernstig oor verbond. Dis die God wat ons aanbid. Maar ek wil volgens vir die erns van 'n verbondsverhouding deurgee, sodat jy sal verstaan die erns van ons verhouding met God. Want dit verbond bring sekerheid. Wat doen verbond? Ek vra gewoonlik, en skies ek so 'n bietjie oor die huwelik, waar ek nie verskoning praat nie, maar die huwelik is deur God ingestel, maar baie mense dink, en vandag is die geneigtheid, dat die jongeres van vandag sê, kom ons bly maar eerder saam. Is saam bly verkeerd? Ek sal nooit vergeet, toe ek die eerste keer 'n paartjie trou, wat ons, ek dink, ek kan nie nou vir die eerste keer is nie, maar so die paartjie getrou, wat, hulle het saam gebly. En hulle het by die Here uitgekom, en hulle het die Here ontmoet, en hulle het gevoel,
Hulle moet nou die regte ding doen, hulle moet God eer. En toe een van die ouderlinge van daai tyd, is baie lank terug, hy kom uit 'n agtergrond uit wat baie tradisioneel is, en hy kom sien my. Sê vir my, pastoor, maar ek dink ek verstaan ons gemeente stem nie saam met saam bly nie. Ek sê, wel, kom vra hy my die vraag. Hy sê, maar jy trou nou 'n paartjie wat saam gebly is, dis mos nou nie reg nie. Sê ek, nee oom, ons help hulle om die regte ding te doen. Ek het nooit so daaraan gedink nie. Jy sien, wat gebeur, en wat ek in soveel jare se ervaring gesien het met verskillende verhoudings en beradings, en ons doen redelike klomp beradings agter die rug. Mense wat saam bly, leef in onsekerheid. Want daar's nie 'n verbond wat gesluit is nie, op die regte manier nie. So wanneer ek saam bly, al wat ek sê is, ek hou die agterdeur oop vir wanneer ek genoeg gehad het. Dis nie 'n sekerheidsverhouding nie. 'n Verbondsverhouding waar ek voor die kansel staan en sê, till death do each part. Dis die verbondsverhouding wat verseël is met bloed, wat voor God en voor getuies. En ek dink soms die wêreld vergeet daarvan. Ek het dit laasweek genoem, hulle sê die statistieke sê dat die gemiddelde huwelik hou nou 8 jaar. Ons staat het al oorweeg op 'n stadium om 'n vervaldatum op die huwelik te sit. Want dit kos die staat te veel geld. Dat jy jou huwelik elke 7 of elke 10 jaar moet vernuwe. Want die egskeidings kos die hof en die staat te veel geld. En dit mors te veel tyd. Mense verstaan nie verbond nie. Mense verstaan nie die koneksie nie. Mense verstaan nie die sekerheid nie. Want as dit bietjie ongemaklik vir my raak, dan is dis 'n easy out. Nee, dis nie 'n easy out nie, want daar's gevolge. Elke keer as ek met iemand praat en ek weet daar's uitsonderlike gevalle, dan sê mense vir my, "Wel, ek wil skei." Sê ek, "Wel, gaan praat eers met iemand wat geskei is." Ek verstaan die uitdagings. Ek's nie onmenslik nie. Maar die meeste van die gevalle sê mense vir my, as ek geweet het wat die uitdagings na die tyd is, veral as daar kinders is, maar dat nie dat dit anders is sonder kinders nie, maar veral as daar kinders betrokke is, dan sal ek eerder die battle gefight het in die huwelik as die battles na die tyd. Want die vyand wil ons mos laat verstaan, daar is 'n easy out. Daar is nie 'n easy out nie. Dit is nie maklik nie. Dis 'n uitdaging. Daar is baie uitdagings waarmee saamgaan. Maar vanoggend is die punt, die verbondsverhouding wat God met my en jou het, is verseël deur die bloed van die perfekte lam. En daardie verbondsverhouding is 'n verhouding wat God hom aan verbind het aan my en jou deur die bloed van sy seun. Onthou, ek en jy het nie bloed vergiet nie. Ek en jy het nie 'n prys betaal nie. God het sy seun se bloed gegiet. Met sy seun se bloed betaal en die verbond kom sluit. God het dit met ons kom doen, sodat ek en jy sekerheid kan hê in ons verhouding met hom. Daarom sê Romeine 8, niks sal ons ooit kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie, want hy het hom aan ons kom verbind met 'n verbond, die bloed van sy seun. En dit bring 'n sekerheid, want God weet wat dit is. Ek hou van die Engelse woord om te commit. God is getrou. Hy het hom verbind en hy het by sy verbinding gebly. Sy commitment bly God by. En vanoggend moet jy weet, die kruis van Jesus kom herinner ons aan daardie verbond wat hy met ons gesluit het. In die kruis kan ek en jy roem, want hy sê, en ek hou hiervan, hy sê, want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnydenheid enige krag, maar 'n nuwe skepsel. Hier is die krag van God in jou lewe en my lewe, dat deur die kruis het hy ons nuut kom maak. Jy is nie wie jy was nie, jy's 'n nuwe skepsel. Jy's nuut gebore deur die woord en die gees van God, want die woord en die gees van God het skepende vermoë. Weet jy dit? Waarmee het God geskep in Genesis? Waarmee het God geskep in Genesis? Die gees was, die wêreld, die aarde was woes en leeg en die gees het gesweef oor die aarde. Daar was nog geen skepping wat plaasgevind het met die gees wat gesweef het nie. Toe wat doen God? En God het gesê, wat stuur hy? Sy woord. Die kombinasie van woord en gees het skepende krag. As jy nuwe gedagtes wil
kweek in jou hart, as jy 'n nuwe nuutheid in jou hart wil hê, moet jy toelaat dat die kombinasie van die woord en gees bymekaar kom, want wanneer die twee bymekaar kom, is daar's 'n bonatuurlike geboorte of 'n konsepsie wat plaasvind met die woord en die gees, en dit bring nuwe lewe voort. Dis hoekom ons tyd in die woord moet spandeer, maar Paulus sê ook, onthou net, pas op, die letter is dood, maar die gees maak lewend. Toe die woord en die gees bymekaar kom, toe skep God. Toe ek en jy Jesus ontmoet en by die kruis uitkom van Jesus Christus, toe besef ons, daar's 'n nuwe lewe vir ons beskikbaar, en toe ons die Heilige Gees se werking aanvaar in ons lewe, toe kom die Gees van God. Jesus sê vir Nikodemus, jy kan nie die koninkryk van God beerwe as jy nie weer gebore word nie. Dis 'n nuwe skepping wat moet plaasvind. En nou sê die woord, ons is gewederbaar deur die woord en die Gees van God, want daar's 'n kombinasie wat gekom het in ons lewe, toe ons die woord van God vat, dit aanvaar en die Gees van God toelaat om ons te bedien en ons te oorskadu met die krag van God, toe vind daar 'n wonderwerk hier in my binneste plaas, en ek is nou 'n nuwe skepsel. Daar's 'n wonderwerk, 'n skepende wonderwerk, wat in jou plaasgevind het die dag toe jy die woord en die Gees aanvaar het. En dis hoekom ek en jy meer tyd moet spandeer in die woord van God, want dis nie die finale wonderwerk wat in jou lewe plaasvind nie, daar's daaglikse wonderwerke wat plaasvind wanneer jy die Gees in die woord inlaat, want jy sien die woord, wanneer ek die woord lees, moet ek nie lees net vir inligting nie, ek moet hom lees vir openbaring, want die Rema woord, die revelation word brings transformation. So wanneer ek die woord lees, nie net lees uit 'n ritueel, en dit is nou maar my stilte tyd, en dis nou maar, nee, ek lees hom om die krag van God te beleef deur die woord, wat my kom nuut maak, wat my gedagtes kom verander, en ek moet toelaat dat die Heilige Gees inspraak het. Depressie, weet jy hoe oorwin jy depressie? Die woord en die Gees. Want dit kom vernuwe jou gedagtes, dit transformeer jou. Dit kom maak jou vry van wie jy was, want die woord sê, Paulus sê, hierin is die krag van God. Die krag van God is in die feit dat jy en ek nuwe skepsels is. Jou lewe getuig dat jy anders is. Jy leef nie meer soos jy geleef het nie, jy praat nie meer soos jy gepraat het nie, en dis nie eers, hier is die wonderlike van dit, dis nie 'n harde probeerslag nie. Dis nie 'n selfpoging. Dis 'n plek van oorgawe. Here het my nuut gemaak. Nou sê 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is. Hoe is ek in Christus? Hoe kom ek in Christus? Romeine 6. Weet julle julle wat gedoop is in Christus gedoop nie. Daarom is daardie stap, daardie sakrament van die doop, een van die belangrikste stappe wat jy moet neem. Dis nie 'n opsie vir 'n voluits geestelike lewe nie. Jy moet gedoop word. Dis nie 'n voorstel nie, dis 'n opdrag van Jesus, want die volheid van die kruis word gemanifesteer as jy vereenselwig het met sy dood en sy opstanding. Dan staan jy op met 'n lewe in Christus. En daarom as iemand in Christus is, as jy gekom het by die kruis van Jesus, dan weet jy, is jy wat? Is jy 'n nuwe skepsel? Die ou dinge het verbygegaan en kyk, dit het party goedjies in my lewe het bietjie nuut geword. Sekere goedjies, sekere maniertjies het maar bietjie verander, ten minste. Nee. Ek is met jy ruik niet, jy ruik vars. Want jy is en jy bly 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. En in Christus Jesus leef ons dan 'n nuwe lewe. Romeine 6 vers 3. Hoe weet jy nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader. Heerlikheid van die Vader praat ook van die Heilige Gees se werking en sy teenwoordigheid. Ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel.
Want jou krag is nie meer 'n uiterlike teken nie, jou krag is 'n innerlike teken van 'n lewe wat verander het, wat jy's nuut gemaak deur Jesus Christus, wat vir jou aan 'n kruis gesterf het. By die kruis van Jesus was daar vir jou verandering. Die ou het gesê, ek kan nie sy naam uitspreek nie, maar hy het sê, deur 'n boom is ons skuldenaars van God gemaak. Deur 'n boom is 'n skuld gekanselleer. Is dit nie mooi nie? Want die vrou het geëet en die man het geëet van die boom wat hulle nie mag van geëet het nie. Maar dankie Vader vir 'n nuwe boom waaraan die verlosser gehang het. Die kruis van Jesus. Hoe lyk 'n lewe voor die kruis en 'n lewe na die kruis? Net so 'n paar punte wat ek vir jou vanoggend wil deurgee. Moet herinner vandag aan die dinamika van die kruis van Jesus. En wat dit beteken vir my en vir jou in ons geloofslewe. Voor die kruis was daar ongeregtigheid. Ons het geleef in ongeregtigheid. Daar was geen regverdiging nie. Hy sê in Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Wat het gebeur met die sondeval? God was inwonend teenwoordig in die mens. En die mens was siel, gees en liggaam. Maar toe hulle sondig, toe sterf die heerlikheid van God, die geestesdimensie. Want jy sien, die heerlikheid van God praat van sy teenwoordigheid. Die Heilige Gees het teenwoordigheid in ons lewe. En almal het gesondig, en wanneer jy sondig kom ontbreek dit breek die heerlikheid van God in ons lewe. Dit was die dimensie wat ons in geleef het. Almal het gesondig en ontbreek hulle in die heerlikheid van God. Ons het gesterf in ons geestesmens. Die heerlikheid van God het verdwyn uit ons lewe uit, maar dank die Vader wat sy seun gestuur het om aan 'n kruis te hang, sodat die heerlikheid van God weer kan herstel word in ons lewe. Sy teenwoordigheid. 2 Korintiërs 5:21, hy sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. In Jesus Christus, 'n lewe in hom is jy geregverdig. Leef jy regverdige lewe is vry van skuld. Daar's nie meer 'n aanklag teen jou nie. En as daar 'n aanklag kom, is daar bloed wat praat teen daai aanklag. En soos ons mekaar vir 2 weke terug gesê het, die herinnering aan die kruis van Jesus is nie 'n verskoning tot sonde nie, maar juis 'n oorwinning oor sonde. Dit was my so mooi laas week na die diens. En ek gaan nie sê wie dit is en mense blootstel nie. Kom 'n jong dame na my toe. En sy sê, pastoor, ek wil net vir jou sê, laas week, sy herinnering aan Jesus in die kruis het my lewe kom aanraak. En ek wil jy, pastoor, bid asseblief vir my. Want ek is nou op pad na my kerel toe. En ons het in sonde gelewe. Maar toe ek vir Jesus in die kruis sien, toe weet ek kan nie verder aangaan met hierdie lewe nie. Bid vir my, ek moet vir hom gaan vertel, want ek is baie lief vir hom. Maar ek is liewer vir Jesus, en ek gaan nie aangaan met hierdie lewe nie. En ek hoop en bid, hy aanvaar dit, dat ons God eer in ons huwelik. In ons verhouding nie, hulle is nog in die huwelik nie. En as hulle God gaan eer, gaan God vir hulle gewonderlike huwelik gee. En dis my so mooi, dat die openbaring van die kruis het daar nie gemotiveer en sê, ag, daar was 'n kruis, en daar was my vergifnis, en daar's genade, ag, ons kan maar net aangaan met hierdie sondige lewe. Nee, juist die openbaring van Jesus, wat vir ons gelei het na die kruis, was daar motivering om te sê, ons verhouding moet verander. Ons kan nie meer so aangaan nie. Kyk, dis waar kan jy leef in die openbaring van die kruis van Jesus. Nuut gemaak, vars gemaak, sonder aanklag, want ons weet sonde heers nie meer oor ons nie. Die kruis het gedeel met die sonde. Die aanklag en die skuld is uitgedelg in die kruishout van Golgotha. Voor die kruis was die mag van duisternis wat geheers het. Satan het geheers tot en met die kruis van Jesus. En nou ons het ons heerskappy vir hom weggegee. Ons het die heerskappy verkoop met die vrug wat ons geëet het. Ons het ons autoriteit aan Satan weggegee. Hy was die heerser van hierdie wêreld, tot en met die kruis, maar by die kruis het sy heerskappy van hom weggeneem, want Jesus het hom oorwin, en ons is nie meer deel van die mag van die duisternis nie, maar ek en jy is deel van die koninkryk van Jesus Christus. Ons word nie meer vasgehou nie, ons is nie meer slawe van die duisternis, die Kolossense 1:13, hy wat ons verlos het uit die mag van duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Jy's vry van daai mag, deur die kruis van Jesus. Voor die kruis was daar verwerping. Ons sonde het gemaak dat God ons eenkant gestoot het en ons verwerp het. Jesaja 59 vers 2, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie.
So wat het gebeur? Voor die kruis was daar die krag van sonde wat 'n skeidsmuur gebring het tussen ons en God en 'n vrymoedigheid kom steel het. En God se aangesig van ons weggedraai het as gevolg van die sonde, maar dank Jesus vir sy kruis. En deur sy kruis is daar vir ons aanvaarding en aanneming, nie verwerping nie. Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle dat die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. So jou geloof in Jesus, aan sy werk wat hy volbring het, bring jou op 'n plek wat God sê, maar ek gaan nie meer toelaat dat hierdie skeidsmuur tussen ons staan nie. Ek draai my aangesig nie weg nie, maar omdat jy my seun aanvaar, omdat jy hom aanneem, dan neem ek jou aan as myne. Jy is nou myne dier gekoop deur die bloed van my seun. Voor die kruis was daar krankhede en wonde. En na die kruis is daar genesing. As genesing in die kruis van Jesus. Hy prys betaal nie net vir ons sonde nie, maar ook vir ons genesing. 1 Petrus 2 vers 24, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir wie die ongeregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Dis die krag van die kruis. Jou genesing en die krag van die kruis van Jesus. Voor die kruis was daar vloeke wat geheers het oor ons lewe, bloedlyn vloeke, wat 'n effek op ons lewe gehad het. Eksodus 20 vers 5, jy mag jou voor hulle nie buig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. So daar's sonde wat oorspoel van die een geslag na die ander geslag, volgende geslag. Dis ons noem dit bloedlyn vloeke wat oorgedra is, maar in Christus Jesus deur sy kruis het hy vir ons 'n vloek geword, want vervloek is elkeen wat in 'n boom hang, sodat ons vry kan word van die vloek wat deur die bloedlyn gekom het. Weet jy dat deur die kruis van Jesus hoef jy geen bloedlyn vloek te aanvaar nie. Elke bloedlyn vloek. Soms dink ek mense mis die krag van die doop. Soms wil mense sê ons moet nog goed afsny nadat hulle gedoop is. Jy raai doopwater is, het die ou mens gesterf. Die ou mens wat deel was van 'n ou bloedlyn, het weer opgestaan uit die doopwater met in 'n nuwe lewe in Christus. So wie se bloed vloei nou deur jou are? Die bloed van Jesus. Kan 'n bloedlyn vloek nog 'n effek op jou hê as jy deur die doopwater is? Nee, maar jy moet dit glo. Daar's mense wat dit nie verstaan nie, hulle glo dit nie, en hulle dink nog, en hulle gee nog eintlik bloedlynvloeke krag, want ag ja, maar my oupa grootjie was ook maar so, en my pa was ook so, en hierdie ene was ook so. Nee, jy is nie meer deel van daardie bloedlyn nie, jy's deel van die bloedlyn van Jesus Christus, want daar was 'n kruis gewees, en jy het jou vereenselwig met daardie kruis van Jesus, en in daai kruis was elke bloedlynvloek op daardie kruis vasgenaal, sodat ek en jy volgende hier kan sit, vry van enige bloedlynvloek. Glo jy's vry, leef vry. Ja, maar is maar 'n ding in ons familie. Nee, jy is nie meer deel van daai familie nie, sorry. Vir die familie. Maar nie sorry vir jou nie. Jy's vry. Daai ou geite, dis afgewas deur die bloed van Jesus. Toe jy deur daai doopwater is, het jy opgestaan as 'n nuwe skepsel. Daai vloeke kom nie meer na jou kant toe nie, want jy ontvang die seën. In Abraham is jy die nageslag van, in Christus jy nageslag van Abraham. Galasiërs 3 vers 13, hoor mooi. Hy sê Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan hout hang, sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Jy kan aanspraak maak op die seën van Abraham, as die nageslag van Abraham, omdat jy in Christus leef deur die kruis. Want die vloek is mee gedeel in die kruis. Voor die kruis het die dood geheers. Hebreërs 2 vers 14 sê, aangesien die kinders van dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deuragtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. Satan het mag gehad oor die dood. Die dood het geheers. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was.
Soos was uit vrees van die dood, was ons onderworpe aan slawerny, maar in Christus is daar lewe. Hy sê die dief kom om te steel en te slag en te verwoes, maar ek het gekom sodat hulle lewe en oorvloed kan hê. Voor die kruis, die armoede geheers. Maar die kruis. Hoor wat sê die woord van God, 2 Korintiërs 8 vers 9, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, dis vir party mense 'n openbaring, alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het. Hulle het alles van hom gevat. Hy het naak aan daai kruis gehang, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Ek dink ons moet 'n paar bloedlyn goeters hier aanspreek. Want te lank het armoede die kinders van God geterroriseer, want hulle het nie uitgekom by die openbaring van die kruis van Jesus nie. Want die seun van God maak, dit hou ons arm en nederig. Ek weet nie wat se Bybel lees jy nie. Wel praat jy in 'n prosperity teaching. Wel hierdie boek praat van die waarheid. Hy het vir ons arm geword sodat ek en jy, hy het klaar gesuffer aan die kruis. Jy hoef nie meer nie. En ons moet die gees van armoede aanspreek en die gees van armoede herinner. Sy mag is gebreek aan die kruis van Golgotha. Hoor jy dit vanoggend? Dis tyd vir oorvloed. Daar is 3 amens wat saamstem. Voor die kruis het vrees geheers. Job 3 vers 25, as ek iets vreeslik vrees, kom dit oor my, en die dinge waarvoor ek bang is, kom na my toe. Na die kruis is ons vry van vrees, daar is 'n vrymoedigheid. 1 Johannes 4 vers 18, daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Voor die kruis het ons gelewe in sondebewustheid, sonde het ons geterroriseer, skuldgevoel het ons geterroriseer, Psalm 51 vers 5, hy sê, want ek ken my oortreding en my sonde is altyd deur voor my, maar na die kruis leef ek en jy in oorwinning van daardie skuldgevoel, want hy het gekom vir 'n skoon gewete, Hebreërs 10 vers 17, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Hoekom? Want daar was 'n kruis. Daar was bloed, die perfekte lam se bloed het gevloei. Ons het dan nou 'n liedjie gesing en ek moet eintlik net die woorde korrigeer, wat die liedjie sê, he covered our sins. Weet jy, die bloed van Jesus het nie jou sonde kom toemaak nie. Die ou sondebok in die Ou Testament het die sonde kom toemaak. Die bloed van Jesus kom maak nie jou sonde toe nie. Die bloed van Jesus was jou sonde weg. Dit was die skuldgevoel weg. Jy's vry vir ewig en God sê ek dink nooit weer daaraan nie. Jou vyand, jou teenstander wil jou herinner aan jou foute, aan jou oortredinge. Hy wil jou herinner aan jou sondes, maar dank die Here wat sê ek dink nooit weer daaraan nie. As jy dit bely het, is jy vergewe en jy's gereinig van alle ongeregtigheid. Dis die God wat ons aanbid, want daar was 'n kruis. Voor die kruis het ons gelewe met ons eie wil en ons eie planne, Jesaja 64 vers 6, en ons het almal geword soos onreine, al ons ongeregtighede soos 'n besoedelde kleed, en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind. So ons het ons eie wil gevolg, ons eie planne, ons eie maniere gedoen, maar deur die kruis is daar 'n nuwe weg en sy naam is Jesus. Ek en jy leef, na die kruis leef ons nie meer vir onsself nie, in Openbaring van die kruis kan jy nie meer vir jouself leef nie, maar jy leef vir die een wat vir jou gehang het aan daai kruis. Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Jesus. 1 Korintiërs 1:18. Die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, enige gered is vanoggend, is jy gered? Is dit die krag van God? Ek kon myself nie red nie. En ek beloof jy kan jouself ook nie red nie. Maar ek dank die Vader vir 'n kruis. 'n Redder wat in die kruis gehang het, die werk afgehandel het. Ek en jy kan niks byvoeg by wat Jesus reeds gedoen het nie. Dis afgehandel. Billy Graham het dit so mooi gesê, hy sê in die kruis van Jesus
lees ek 3 dinge. Eerstens, die diepte van die mens se sonde. Tweedens, die alles oorheersende liefde van God. En derdens, die enigste pad na verlossing. Dis die kruis van Jesus. Hoor jy vanoggend wat die Gees van die Here vir jou wil sê deur die woord van God? Vir my en vir jou was daar 'n kruis. Daar was 'n redder aan die kruis. En dis nie iets wat ons nog voor moet wag nie, dis iets wat ek en jy alreeds in leef. Die oorwinning van die kruis. Die kruis is nie meer 'n simbool van die dood nie. Voor Jesus se opstanding was die kruis 'n simbool van die dood, maar vir my en jou is die kruis 'n simbool van 'n nuwe lewe. Want dit herinner ons aan die prys wat betaal is. So vanoggend wil ons die krag van die kruis toelaat om te manifesteer in ons lewe. Vanoggend sit jy dalk hierso met een of ander krankheid, siekte, pyn. Ek wil vir jou sê, daar was 'n kruis. En as jy vanoggend sê, Here, mag die kruis van Jesus manifesteer in my liggaam. Ek het nodig dat U my aanraak, my genees. Wil ek vra, wil jy nie nou opstaan en sê, Here, ek vertrou U vir genesing. Ja, daar wees, as jy, dalk staan jy vir iemand, dat jy weet dalk in 'n siekte toestand is, en 'n pyn is, maak nie saak wat dit is nie, ek wil vanoggend vir sê, ons staan op die kruis, die krag van die kruis, ons roem, want die kruis is die deurbraak. Die woord sê, en as die woord sê, is dit so, ononderhandelbaar. Dis nie 'n miskien of nie miskien nie, dis 'n realiteit, dis 'n werklikheid. It is done. Hy het dit uitgeroep. Dit is volbring. En volgende wil ons dit vir die gees van krankheid sê, it is finished. Jesus het die volkome werk klaar gedoen aan die kruis. En volgens soos jy opstaan, staan jy in geloof op om te sê, Here, ek glo in die kruis van Jesus. Ek glo in die deurbraak van my gesondheid deur die kruis van Jesus, want deur sy wonde, weet jy wat sê hy? Sê nie deur sy wonde is ek genees nie, deur sy wonde is ek gesond. Jy leef in gesondheid, jy wandel in gesondheid. En jy bring jou lewenstyl in lyn met jou gesondheid. Nee, daar wil jy staan, steek jou hande op en sê, Here, hier staan ek voor en ek dank U vir die kruis. Sien hom aan die kruis. Sien daai houe op sy rug. Sien daai wonde. Daai doringkroon wat hy dra. Dis vir daai siekte. Vir daai pyn, vir die krankheid. Hy het homself as 'n offer aan daai kruis gegee vir jou genesing. He did it for you, want jy is vir hom belangrik. Daarom het hy sy lewe kom gee. Vader, dankie dat ons vanoggend kan leef in die krag van die kruis van Jesus. Dankie dat ons vanoggend kan staatmaak op die resultate van die kruisdood van Jesus Christus. Here Jesus, deur die kruis is daar vir ons 'n nuwe lewe, is daar 'n dimensie waarin ons kan wandel van deurbraak, vryheid, oorwinning. Want die graf is leeg. Here, dis vir ons 'n simbool van lewe, dis vir ons 'n simbool van genesing, van gesondheid. En Here, daarom wil ek vanoggend vir elke persoon wat nou staan kom bid, mag die gawe van die Heilige Gees, die gawe van genesing, elke liggaam reg nou aanraak. Mag die Gees van God elke liggaam deurweek in hierdie oomblik. Here, want U het die weg oopgemaak vir die werking van die Heilige Gees, deur die werk wat volbring is aan die kruis van Golgotha. Ek spreek genesing, ek spreek gesondheid, Here. Ons laat dit vry vanoggend, U helende krag, U genesende krag, U gesondmaking deur die kruis van Jesus Christus, die volkomme offer wat betaal is aan daardie kruis, Here, maak ons aanspraak op die genesende krag van God, Here, en ek dank U, Vader, dat U deur U goedertierenheid, deur U genade, elke liggaam reg nou aanraak, Here, mense wat hier staan met pyn en lyding, Here, ek bid vir 'n bonatuurlike wonderwerk, dat die woord en die Gees sal kombineer en sal manifesteer
manifesteer tot nuwe lewe, 'n lewe van vryheid van krankheid, vryheid van Here siekte toestande, Here. Elke diagnose sal buig onder die naam van Jesus Christus, want daar is nie 'n naam wat sal heers bo die naam van Jesus Christus nie. Dis die naam wat bo elke naam is, want hy was gehoorsaam tot die dood toe, selfs die dood aan die kruis. Dankie Jesus, deur sy naam word jy reg nou genees. Deur sy krag word jy heel gemaak. Deur sy naam word jou liggaam belyn met die wil en die plan van God. Here, ek roep elke liggaam in die lyn met u oorspronklike skepingsplan en doel, Here. Elke wervel, elke Here orgaan, Here. Ek sien vanoggend hoe u darmkanale kom skoonmaak, kom reinig, Here. Ek sien hoe u kleppe kom herstel, maagkleppe kom herstel in die naam van Jesus Christus. Here, ek sien hoe ligamente belyn word en versterk word, sterker as wat dit was in die naam van Jesus Christus. Here, ek dank u, Here, dat elke kankersel in die naam van Jesus Christus sal opdroog reg nou in Jesus naam, want daar was 'n kruis gewees. Here, daar was 'n oorwinning gewees. Daar's 'n leë graf, Here. Dankie Vader. Here, elke sinus klaar op, elke oorsaak van sinus. Here, daardie allergie, ons verklaar dit droog op in Jesus naam. Vader, daardie hoofpyne, Here, wat deur spanning veroorsaak is, Here, ons kom spreek daardie vrees van vreesagtigheid wat die spanning veroorsaak. Ons spreek dit aan in Jesus naam. Here, en ek dank u vanoggend vir oorwinning. Ek dank u vir vryheid, Here. Ek dank u vir vrede, Here. Ek dank u vir wonderwerke wat reg nou gebeur deur die krag van die Heilige Gees. Dankie Vader. Dankie Vader, hy's besig. Ek sien die krag van God vloei. Ek sien dit. Sy naam gaan verheerlik word deur elke getuienis wat nou reg nou plaasvind. Here, ek eer u koning Jesus. Dankie vir die kruis. Sê net van Dawid staan dankie vir die kruis. Dankie vir die kruis wat my oorwinning is. Dankie vir die kruis wat my genesing is. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Kan jy sitplek neem? As jy vanoggend keelvol is, kan ons mekaar pad langs praat. As ek gaan die woord keelvol gebruik, maar daar's 'n ander woord wat dalk nog sterker en beter kan gewees het so party. Maar as jy keelvol is vir finansiële struggles, finansiële uitdagings, as jy moeg is vir hierdie gees van armoede wat jy probeer terroriseer, want is een ding op die ander ding, deur die kruis van Jesus, want hy het arm geword sodat jy ryk kan word. Vanoggend wil hy jou kom losmaak. Ek sien net daar's bloedlyn vloeke wat vanoggend verklaar word as gekanselleer in Jesus naam. So as jy vanoggend hier staan en dalk nie net vir jouself nie, maar jy ken dalk mense wat deur hierdie battle gaan, wat finansies net hulle mismoedig maak en hulle moeg maak en wat weet Mammon probeer net heers en regeer en dis tyd dat ons Mammon se nek breek en hom herinner wie is die heerser, sy naam is Jesus. As jy vanoggend vir iemand of vir jouself wil instaan vir 'n deurbraak finansiëel, wil jy nie saam met my staan nie. Kom ons staan vanoggend. Hierdie gaan nie oor mense blootstel nie. Hierdie gaan omdat ons glo in die volkome werk in die kruishout van Golgotha kerk. As die woord sê hy het arm geword dat ek en jy ryk kan word, kan ek en jy mos staan op die werk wat volbring is in die kruishout van Golgotha. Lank genoeg. En vanoggend soos jy voor die Here staan, gaan hy nie net finansiëel kom vrymaak nie, maar die Here kom en ek sien die gees van Josua. Weet jy wat doen die gees van Josua? Josua se gees, as ons praat van die gees van Josua, is dit 'n gees van strategie. God kom gee vir Josua strategie vir elke oorwinning. Elke stad wat hy moet inneem, is dit 'n nuwe strategie, 'n nuwe manier. En jy gaan stil raak voor die Here en jy gaan sê, Here, ek vra wysheid van bo. Ek vra strategie soos Josua strategie by u gekry het vir finansiële oorwinning en vryheid, want die Here wil jou nie net finansiëel vry maak nie, maar hy wil jou so seën dat jy 'n seën sal wees. Want Abraham was nie geseën nie, Abraham was 'n seën gewees. Hy kon goed wees vir ander weens die oorvloed en God het sy seun gestuur sodat jy die lewe van oorvloed kan beleef. Steek julle hand op. Vader, ons kom vanoggend teen die gees van armoede. Dis nie vir ons beskore nie, want ons glo in die werk van die kruishout van Golgotha. Jesus wat vir ons gelei het, Jesus wat selfs
arm geword het, en die woord sê, omdat hy arm geword het, sal ons ryk word, Here. Ek spreek hierdie skrifgedeelte in vervulling oor elke persoon wat staan vir hulle self of vir iemand anderste. Ek spreek dit in vervulling oor hulle lewe, Here. Ons aanvaar die lewe wat U vir ons bestem het. Die dief het gekom om te slag en te steel en te verwoes, maar ons verklaar daardie dief is uitgeklee. Jesus het oor hom getriomfeer. Hy het geen mag nie, hy het geen vashou nie, en daarom breek ons die gees van armoede. Here, daardie pestilensie wat kom teer het op ons lewens, se mag en se vashou is nou verbreek, want ons aanvaar die seën van God wat ryk maak, Here. En as U kies om ons te seën, wie kan U keer, Here? En vanoggend maak U hierdie keuse omdat ons in geloof voor U staan. Ons geloof in die volkome werk aan die kruishout van Golgotha. Here, weet ek kies U om U seën oor ons uit te giet, Here. En ek bid, Here, vir 'n strategiese mindset, Here, dat ons finansies goed sal bestuur, Here, dat U vir ons strategie sal gee om finansies op te wek, Here. Here, want U roep besigheidsmanne en vroue, Here, wat U koninkryk moet finansier, Here. En vanoggend maak U daardie besigheidsplanne los in mense. Here, besigheidsplanne nie vir hulle self om groter skure te bou nie, maar om U koninkryk te bevorder en uit te brei, Here. U kom maak dit los in hierdie oggend, Here, en ek spreek U seën wat ryk maak. En ons dankie, Vader, dat deur Jesus Christus sal ons ryk wees tot uitbreiding van sy koninkryk. In Jesus naam. Amen. Laastens wil ek vanoggend bid. As jy weet van iemand, jy kan julle sitplek neem wat 'n uitdaging het. En ek probeer 'n mooi woord soek, maar kom ons noem dit 'n geestesversteuring. Depressie, mismoedigheid, mense wat vasgevang is, wat se gedagtes net in die kloue van die vyand is, wat sukkel om vryheid te beleef, wat negatief is, wat net nie die goeie kan sien en die goeie kan aanvaar nie. Jesus se kruis is die sonsopkoms vir ons elkeen. Van 'n nuwe dag en 'n nuwe lewe. En volgende wil ons intree vir mense wat vasgevang is in depressie. Mense wat se lewe gesteel word deur geestesversteurings. As Jesus 'n hart kan genees, as Jesus ore kan genees, as Jesus oë kan genees, kan Jesus 'n brein genees, want baie keer is dit chemiese balanse. Ons verstaan dit, ons oordeel nie. Ons sal nooit mense oordeel wat daar is nie, maar hy kan 'n brein genees. Hy kan 'n verstand kom heel maak en nuut maak en vars maak, want daarom het hy in die kruis gehang. Sodat ons uit die gat van depressie kan opstaan, want ons het 'n redder aan die kruis. So as jy iemand ken en vir 'n familielid of vir jouself wil staan, kom ons staan vanoggend en ons bid vir mense. Vir nuwe gedagtes, vry gedagtes, heel gedagtes. Here, U woord sê ons moet verander word deur die vernuwing van ons gemoed. Here, nou wil ons daardie dimensie van ons lewe kom aanspreek. Ons gemoedstoestand. Here, ek dink aan daai lied wat vra, is it well with your soul? Here, soms word ons so vasgevang en is ons in die put van depressie, mismoedigheid, teneergedruktheid. Here, maar ons kom teen daardie gees van mismoedigheid. Ons kom teen daardie leuns van Satan. Here, leuns wat gebore is uit verwerping en trauma. En ons kom breek die mag van daardie leuns. Ons verklaar dit as leuns en dat daardie leuns nie sal manifesteer as waarheid nie. Here, die gees van depressie in die naam van Jesus Christus, deur die kruis, die volkome werk aan die kruis, spreek ons hierdie geestesversteurings aan. Here, die gees wat probeer inwerk in die gedagtegang van mense, ons spreek negativiteit aan, ons spreek mismoedigheid aan. Here, dat mense sal opstaan uit hulle grafte. Here, dat mense, Here, soos U gesê het, spreek lewe oor hierdie beenderre. Laat my gees oor hulle kom en dat daar nuwe lewe in hulle kom. Here, spreek ons nuwe lewe, nuwe gedagtes as nuwe skepsels oor hierdie mense. Hulle is U kinders. Here, hulle is wedergebore, geesvervulde kinders van God. Mag die volkome werk van die kruishout van Golgotha manifesteer
in hulle gedagtewêreld. Here, ek bid dat U daardie orgaan, daardie brein sal kom herstel, Here. As daar dalk skade gekom het, Here, elke neuronbaan wat nie gevorm is volgens U wil en plan nie. Here, dat daar nuwe bane gevorm word wat U waarheid is, wat U plan is. Here, elke chemiese balans om herstel te word, Here. Ek bid dit, Here. Ek bid vanoggend vir hormone, Here, daardie skildkliere, Here, dat U dit sal aanraak, want deur die wonde van Jesus is daar genesing vir daardie skildkliere ook, Here, dat U die hormonale balanse kom herstel, Vader. Ek roep dit, ek vra dit deur die kruis van Jesus. Die oorwinning is ons in. Here, ons sal leef as meer as oorwinnaars. Elke gedagte nuut gemaak. Son van God wat opkom. Mense wat vry nuut dink. Weer, Here, U salf hulle weer met vreugdeolie. En U kom beklee hulle met 'n gewaad van lof, Here, want dis wat daardie gees van depressie wil doen. Dit steel ons krag wat ons vind in ons vreugde en dit steel ons lof. Maar vanoggend dank ek U dat lof herstel word, vreugde herstel word, want daar was 'n kruis. En dis afgehandel. It is finished. In die naam van Jesus. Amen. En die gemeente sê, amen. Mag ons nooit vergeet van die krag van die kruis nie. Leef daarin. Dis joune. Hy het dit vir ons gedoen. Vir jou. Maak so. Was vir my. En daarom leef ek in hierdie lewe wat Jesus vir my gegee het. 'n oorwinning as meer as oorwinnaar. Amen. Kom ek seën julle. Vader, ek seën elkeen. Ek seën elkeen met die waarheid. Here, dat die waarheid vir hulle openbaring sal wees, dat die waarheid deel van hulle lewe sal wees. Here, ek bid vir die kombinasie van woord en gees, wat skepende krag het om nou 'n skepende wonderwerk te doen in elke persoon. Dat ons nie vergeetagtige woorders sal wees nie, maar dat die woord sal manifesteer in ons en deur ons. Here, ek bid vir die beskerming oor elkeen waar hulle gaan, dat die hand oor hulle sal wees, Here. Dat die aangesig oor hulle sal skyn, en dat hulle U goedheid sal beleef, wat U oor hulle uitstort, Vader. Hulle lewe wat getuig van die God wat hulle aanbid, wat 'n goeie Vader is. Ek seën hulle, Here, met vrede, met rustigheid in Jesus Christus se naam. Amen.